Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie. Die meeste kerke het die kruis as simbool van Christendom. Die vroeë kerk het egter nie die kruis as simbool van die Christendom gebruik nie. In die tye van die vroeë kerk was die kruis 'n regstellingsinstrument vir misdadigers wat ter dood veroordeel is. Vir die vroeë Christene omring deur kruisiging as 'n grimmige feit van algemene ervaring, was daar geen gevaar om die kruis deur sentiment te vervraai nie. Oorspronklik was die kruis 'n afgod wat heidendom simboliseer. Kruisvorms is lank voor die Christelike era as simbole godsdienstig of andersins gebruik. Die publieke gebruik van die kruis is deur die Christene as 'n simbool in die tyd van Konstantin aangeneem. Die Christelike kerk het die kruis, die simbool van die heidendom, aanvaar. Toe mense 'n simbool van heidendom gemaak het en dit aanbid, is hulle vernietig. En die Asherah en afgodsbeelde gedien. Toe het 'n oordeel uit toorn Juda en Jerusalem getref oor hierdie skuldlas van hulle. Waarom het die Israeliete dan afgode aanbid, al het hulle geweet dat die aanbidding van afgode hulle tot vernietiging lei? Dit was omdat hulle deur afgode dienaars mislei is. Afgode dienaars het die Israeliete mislei om te glo dat die afgod van Egipte God was, en hulle aangehits om die afgod te aanbid. Selfs vandag mislei afgode dienaars mense om te glo dat die kruis 'n simbool van Christendom is, en 'n herinnering aan Jesus se offer, sodat hulle die kruis, 'n afgod, kan aanbid. Wanneer jy jouself dus neerbuig in aanbidding van 'n beeld, of jy veronderstel dat dit God of 'n skepsel verteenwoordig, is jy reeds gefassineer met bygeloof. Vervloek is die mens wat 'n gesneede beeld en 'n gegote beeld maak. Iets wat vir die Here afstootlik is, die handewerk van 'n vakman, en dit in die geheim ergens oprig. Diegene wat die kruis maak en dit aanbid, sal vernietig word. Glo die nuwe verbond wat deur Christus tot stand gebring is en word gered deur deel te neem aan die bloed van Christus.